Vader, ek wil bid, dankie sê, dat die grond waarin die saad gaan val, reeds sag, bemest en benat is, vrugbaar gestel is, vir die saadjies wat uitgaan om vinnig te ontkiem en vinnig te groei, goeie en baie vrugte te dra. Ek bid, Vader, dat as daar enigiets is wat uit my sou kom wat vals is, dat hy my sou doodslaan vir die volk van die Here, sodat ons sou sien wat gebeur met 'n valse profeet. En ek dank U, Here, dat U my altyd hoor wanneer ek bid. In die naam van Yeshua. Amen. 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 Kan julle my dat ek hoor? Ja. Ek het die tools al binne vergeet. Ek was vir 'n rukkie lank weg gewees om woord te kry van die Vader af. Dit was toen nie so lank soos wat beplan was nie, as gevolg van dinge wat gebeur is. Dit is wat het is. Op slot van sake is die tyd van so korte duur wees dat het ons nie regtig weet of ons gaan sê wat ons moet sê of ons die dag van môre gaan sien om het te kan sê. Gaan het goed met julle? Ja. Volgens die inloop die dag amper iemand is dood, want die kerk gewoonlik leeg, net vol begrafnisse van iets is om te eet. Voor ek begin, daar het 2 dinge uitgekom. Het julle die profesie wat hier neergeskryf het hier? No. Should be on your phone. Oh, no. Jou nie, Ja, ek weet, want hy woord op jou woon ook te wees. ja, maar ek weet wat het is. Dit is hard en duidelik. Iemand anders kry lank vir my Jesaja 6. Verkieslik in die oorspronklik. Die oorspronklik sal wees die groen, nie die swart nie. Okay. Reg. Staan. The one that I gave that Friday night, huh? Ja. Okay. Okay, one of the words I'm still not 100% sure of. I sense a deep heart sore or heartache. I'm not sure if it is personal, or is it for the Church of God, or is it for the Afrikaans nation? Dan moet jy oomlik aan. Is almal op die plek, is almal stil, is almal reg. Die onderlandse gebrommery moet klaar kry, as jy wil gesels buite en kom terug wanneer jy klaar is. Let's go. Ek nie geskryf nie. Okay. It's a prophecy. And it was towards JP, this prophecy. I sense a deep heart sore, heartache. I'm not sure if it's personal, or is it for the Church of God, or is it for the Afrikaans nation or people? This As is jy not- praat van die Afrikaanse nasie of people, dit wys spesifiek na die boere volk. Ek is nie deel van 'n nasie nie, ek is deel van 'n volk. This is not something that you can pray away. It is not something that you can rebuke. It is something that God wants you to have. He's entrusted you with this thing to pray about, to intercede, to stand in the gap. It's a deep hurt. And God won't give you something that you will not be able to handle, something that is beyond your capabilities. Ek sien 'n bloedrooi 12 skaar ploeg wat in die veld staan en 'n ware leeu wat hom trek.
Wat is die betekenis hiervan? Wat is die betekenis hiervan? Want die bloedrooi meen God se volk. Wel God se kinders en die 12 skaar ploeg meen die 12 stamme. En dis net 'n ware leeu wat hom kan trek. Hoekom is die ploeg rooi? Bloed is dit. En wie is die leeu? Ek sê dit lyk asof dit jy is. Ons kyk na albei profesies. Boonbehalwe die skrif wat jy het daar, kry iemand anders Jesaja 41:18 tot 14. In Afrikaans. 41 18 tot 14. 18 tot 14. vers 14 tot 18. Nee. 41:8 tot 14. So 8 tot 14, ja. Okay. Weet dit. Sorry, ek is Jy moet eers lees. Ek eers lees. Wie moet eers lees? Lees. Ek. Okay. Maar jy Israel, my knegt Jakob wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knegt. Jou het ek uitverkies en jou nie verwerp nie. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk, nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel. Ek help jou, spreek die Here. En jou losser is die Heilige van Israel. Want, kyk, ek maak jou tot 'n skerp, 'n nuwe dorsvlee, wat baie tande het. Jy sal berge dors en fyn maal, en heuwels maak so skaf. Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle wegneem, en die storm hulle verstrooi, maar jy sal juig in die Here, jou beroem op die Heilige van Israel. Die elendiges en die behoeftiges soek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog van dors. Ek, die Here, sal hulle verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyn en die waterplas maak en die dorland waterbromme. Klink dit of hy toestemming nodig het om hierdie te doen? nee. Selfe hoofstuk, selfe boek, hoofstuk 26. Ag, ekskuus. 26 vers 3. Okay. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Luister mooi, alles dui hierop neer dat daar is 'n standvastige ding, 'n standvastige plan gestel deur God. En dat hy het geen mense toestemming, goedkeuring, opinie, niks nodig om dit te laat geskied nie. Verstaan ons mekaar so? Ek wil spesifiek met die leiers van die land praat vanmôre en as ek praat van leiers van die land, praat ek van leiers van my eie volk. Ek praat nie van die verspotte lot in die kabinet nie. Self aangesteldes nie.
Ja, of wat ook jy dit wil noem. Pas op na wie jy toe gaan vir raadgewing. Ek gaan nie name noem vanmôre nie, as gevolg van die feit dat ek respek het vir 'n vriend van my, wat my benader het met 'n saak. Ek het na die ding gaan kyk en die eerste ding wat vir my 'n rooi lig laat flash is 'n apostel. Daar is nie vandag apostels nie. Daai amper is gevul met die van 'n sendeling. Jy is nie 'n apostel nie. En as jy gaan en jy gaan sê dat ek verwerp die profesie van profete, dan is daar met jou iets fout. Daar is nie 'n ding soos 'n vroue apostel ooit gewees in elk geval nie. Wat in hierdie die geval was. 'n Vrou sal 'n man onderdanig wees of jy daarvan hou of nie. Dit is die perfektheid van 'n drie-enige God. Kom laat ons die mens skape in ons beeld. Vader, Seun en Gees. Hy het Adam geskep, hy het gesien dat dit nie goed is vir hom alleen te wees nie. Toe gee hy vir hom Eva, nommer 2. En uit hulle het gekom kinders, 3. Daar is die drie-eenigheid perfek vir julle uitgelê. Soos ons in ons beeld. Vader, Seun en Gees, man, vrou en kind. En wat nou? Nou lyk dit of almal 'n klap met 'n nat vis in die bek gehad het. Amen. Ons moet baie versigtig wees na wie ons luister. En baie versigtig wees vir wat ons luister en na wat ons luister. 'n Ding gaan nie altyd noodwendig oor dit wat goed is nie. Jy word gestuur om vir iets te soek en jy gaan om 'n ander ding te gaan haal. Dit is nie noodwendig God se wil nie. Dit is net hy wat vir jou sê, ek weet waarmee jy besig is. Ek weet waarmee jy besig is. Daar is 'n pad vir jou uitgelê. As jy hom nie gaan volg nie, sal die koningskap in jou weggeskeer word soos die van Saul. En ek sal dit aan jou naaste gee wat beter is as jy. Is dit wat jy wil hê? Ja. Nou luister. God met jou praat, luister. Moenie met God gaan bargain nie. Tot op die punt wat hy vir jou uiteindelik moet sê, luister man, dink jy ek is 'n mens dat ek sal lieg vir jou? En dan sê jy, ekskuus julle. En nou het jy 'n klap gekry. Ek wil 'n ding uitlig vir julle vanmôre. Kry vir my daai Jesaja 6. Begin dit te lees. Ek sal dit afbreek in segmente. So ek gaan jou periode stop. Okay. In die jaar van die koning Uziah se dood het ek Jehovah sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl die sleep van sy kleed die tempel vol. Wanneer was dit? In die tyd, in die sterfte van koning. Was koning Usia 'n regverdige koning? Yes. Hæ? Hæ? Yes. Ja, hy was. Wie jy was nie? Hy was. Of en jy lyk baie onseker. Nee, ek weet. Okay, lees maar verder. Daar was 'n boek in die Bybel van Hosea. Seraf het bo hom gestaan, elkeen met 6 vlerke. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. Klink hierdie vir jou soos 'n regverdige God? Amen. Soos 'n geregtige God. Yes. Soveel so dat wesens waaraan jy nie eens kan dink hoe hulle lyk. Vlieg en sê 3 keer heilig, heilig, heilig is die Here God wat almagtig wat hemel en aarde geskep het. Gaan aan. Een het na ander geroep en gesê, afgesonderd, afgesonderd, afgesonderd is Jehovah Tsavot. Merk afgesonderd. Gaan aan. Okay. Die hele aarde is vol van sy lof, eer en waarde.
Die fondasies van die drempels het gebewe deur die stem van hom wat uitgeroep het terwyl die tempel vol rook Fondasies van die geword wat? het. Tempel. Wat is 'n tempel? Waar is Suid-Afrika se tempel vandag? Die tempel van aanbidding is volgens nou so. Jy nie God se tempel nie. Ja. Amen. Wel ek moet sê as dit jou stelling is ek bitter teleurgesteld om vir jou te sê ek sien jou glad nie in bewing en vrees voor hom. Het jy gehoor wat ek sê? Ja. Inteendeel, hoe langer die diens aangaan, hoe meer sien ek mense begin visvang. Elke Sondag. As jy hier is omdat jy dink jy doen die regte ding, gaan doen hom iewers anders. Jy is nie bietjie van die pad af nie, jy is in die pad, gee pad. Yes, like maar jy is 'n ongeskikte ou vir 'n man van God. Jy kan bly wees my naam is nie Nehemia nie. Anders het die helfte van julle ouens hier gesit met gebuigde brille en blou oogies. Julle dink is snaaks. Weet julle wie is Nehemia? Ja, dit is 'n profeet. Hy is die ou wat die profete aan die baard deur die stof getrek het en die Bybel sê hy het hulle gevloek en geskop. Skop jou ribbes af, Bel. Die Bybel sê dit reg. Hy verstaan nie daarom so. Wanneer ek is van 'n Merwek, net hierdie een van die grappe nie. Jy sien, ek is nie veel gepla oor wie my like of nie. Ek weet ek word opgehou. Ek weet ek kan op een of ander stadium gearresteer word. Ek gee nie om. En ek tart nie. I don't tempt fate. Maar ek sal nie stil bly om die naam van God groot te maak. Of jy nou wit of swart of 'n skerp neus of 'n plat neus het, ek gee nie om nie. Hierdie is die God wat hemel en aarde geskape het. Die seraf sê so. Gaan aan. Die fondasies van die drempel het gebewe deur die stem van hom wat uitgeroep het terwyl die tempel vol rook Jy sien, julle gaan geword het. opstaan en jou aankla, dan begin dinge te gebeur. Dan begin fondasies te ruk. En dan wil hulle weet nou, maar wat het nou met die parlementsgebou uit afgebrand, dis wat gebeur het. Eskom gaan val, want julle weet nie hoe werk dit nie. Julle weet nie hoe 'n spanner werk om 'n bout vas te draai nie. Julle laat val om binne in die reaktor in. En dan wil jy my vertel, jy is 'n ingenieur van wat? Van tragedie. Die Engelse Bybel sê you're a damn fool. Gaan aan. Terwyl Maar hoe sy deur toe hierdie Terwyl die ouens die tempel- my pak slaker. terwyl die tempel vol rook geword het, toe het ek gesê, wee my, ek is vernietig, want ek is 'n man van onrein lippe. Jy sien God roep manne en vroue om op te staan en hulle bekke oop te maak en te praat. En dan wat gebeur? Ja, dat En dan wat gebeur? Hulle word nie, hulle kom net met klomp verskonings. Lees weer. Toe het ek gesê, wee my, ek is vernietig, want ek is 'n man van onrein lippe. Ek kan nie. Ek kan nie. En ek blameer die ander mense. Zuma gaan my gooi met sy toespeek. Kry geweer en skiet terug. Lees. Van onrein lippe en my oë het Jehovah se woord die koning gesien. Jy sien, hy het gesien en hy het gehoor dat die skepper van heelal praat met hom. En hy probeer dak en dive en dodge en duik en hy probeer wegkom. Maar kyk wat doen die lewende God, gaan aan. Toe het een van die serafs na my toe gevlieg met 'n brandende kookie in sy hand,
wat my 'n tang van die altaar afgehaal Hy het. haal 'n tang. Vat 'n tang en hy haal 'n kool van die altaar af. Hoekom? Dit is reiniging, dit is brand. Dit is Gebruik jou verstand. Hoekom? Ek kan nie aan die altaar vat nie. Hierdie kool is so warm dat hy 'n hemelse wese hom nie kan vat met sy hand nie. ja. Hy moet 'n tang hê, 'n tool hê om hom uit te haal. Wat maak hy met hom? Jy gaan hom toe Lees, moenie my vertel nie. met 'n Ek bruine soek koekie. dokumentering daar. Hy het my mond aangeraak en gesê, let op, dit het jou lippe aangeraak en jou wetsoortreding is weggevat en jou sonde is vergewe. Toe hoor ek die stem van Jehovah sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Hier is ek, stuur my. Ek gaan nou skaam kry. Maar ek gaan vir julle vra vanmôre. As jy sê, hier is ek, stuur my, staan op. En ek dink mooi. Want as ek jou ken en ek weet anders, gaan ek vir jou sê jy lieg. Hier is ek, stuur my. Jy sal gestuur word. Jy gaan deur 'n skoonmaakproses gaan nou. Maar jy sal gestuur word. Daai kool gaan jou werk so brand, jy gaan nie weet wat om te maak nie. Jy gaan 'n geraas maak en jy gaan dit nie verstaan nie. Maar die wat dit hoor sal weet. Nou as julle dan sê, hier is ek, stuur my, hoekom sit julle en niks doen? Die wat nie sit nie. Die van julle wat staan. Hoekom staan julle en niks doen nie? Julle was vinnig om op te staan, nou is almal soepstil. Wat's fout met julle? Wat's fout met julle? Brand julle tongetjies nog van die koolvuur of wat? Nee, ons tree in gebed. Nee. Dis nie wat jy sê nie. Wat moet ons doen? Hy het gesê, wie sal ek stuur? En julle het gesê, ek sal gaan, Here. Ja. En ek sien dit nie. En as ek dit nie sien hy dit ook nie. Sit en vra vergifnis as jy weet jy het nou gelieg. En ek gaan nie sê, ekskuus, ek draai doekies om. Ek draai nie doekies om nie. Ek draai nie doekies om nie, voel stop. As jy nou te nagekom gevoel, dan moet jy jou bek gehou en gebly sit. Nee? Like julle my nog? Ek wou dit reg nie. Gaan aan. Hy het gesê, gaan en sê vir hierdie volk, hou aan luister, maar begryp nie. Hou aan kyk, maar verstaan nie. Sê hy nie vir sy disippels. Wanneer hulle na hom toe kom en sê, Here, hoekom praat jy met hierdie ouens in hierdie verhaaltjies? In hierdie gelykenisse? Dan sê hy, want hierdie lot, kyk maar hulle sien nie. Hulle hoor maar hulle luister nie. Maar vir julle, hy praat met daai klein handjie vol wat saam met hom onder bome geslaap het, in die reën geslaap het, in skuite geslaap het, party dae honger gaan slaap het, sê hy vir julle is gegee om al die geheime van die koninkryk van die Here te ken. En volgende keer as hy op jou sê, los God se verborgenhede uit, bly dan 'n stupid as jy wil. Bly jy swap as jy wil. Dis jou keuse. Dit is jou keuse. Dis al. Gaan aan.
Die verstand, wil en emosie van hierdie volk het onsensitief geword. Hulle ore dig en hulle oë dop, sodat hulle nie meer Hulle het wat geword? Dig. Soos die kerk van vandag, dig. Vertraag. Gaan aan. en hulle oë dop, sodat hulle nie meer hul oë kan sien en met hulle ore kan hoor of met hul verstand wil en emosie kan verstaan. Kom bly goed die. Hè? Ja. En terugdraai nie, en ook word hulle nie vrygespreek nie. Toe vra ek, Jehovah, hoe lank? Hy antwoord, totdat die 6ste verwoes lê, sonder inwoners, in die huise sonder mense, en die land heeltemal verlate is. En Jehovah die mense van ver verwyder het, en die verlate plekke in die land baie is. Dan sal daar 'n 10de deel daarin oorbly, en dit sal weer onderwerp wees aan die verbranding, soos 'n terpentynboom of 'n eikeboom, wat 'n stop oorhou wanneer dit afgekap word. Die afgesonderde saad is sy oorsprong. Jy sien, dit het mos 'n ding geword om te sê, moenie worry nie, I got your back. I got your back. Hoor jy, laat my worry. Vir alles jy 'n man is. Of sê jy is 'n man. As jy nie langs my kan staan en beklei nie, hou liewer jou werk. Los my back uit. Leave my back. God's got me. God's got me. Want jy sien, hy sit op 'n troon hoog en verhewe en sy some vul die tempel en hy kyk deur 'n straat van goud waardeur hy kan sien. Wat sien hy? Hy sien ons. Hy sien sy volk waaroor hy kyk. Hy sien sy volk gevul met God se gees. Hy sien sy God in die spoor van Yeshua en hy sien die leermagte van die hemele wat agter hulle staan. Nou wie sal hulle uithaal? Al die wat opspring en sê ek sal gaan. Ek weet nie waar jy jou pad is nie, maar gaan maar. Gaan maar. Hierdie afgebaterde kerkkultuur, veral in hierdie boerenasie, hierdie boerevolk, nie nasie nie, volk, het van so 'n patetiese ding ontaard, dat niemand weet meer wat aangaan. Wie is onder 20 hier? Staan op. Staan op! Verduidelik vir my die verskil tussen rasisme en apartheid. Weet julle nie? Weet julle wat dit beteken? Weet jy wat dit is? Sê. Weet jy wat dit is? Wat is dit? Nee. Hoekom nie? Want julle ouers bring hulle nie op in die weë van die Here nie. Apartheid is 'n Bybelse konsep. Want God sê, moenie met heidene nasies aangekoppel word nie. Moenie met hulle meng nie, sodat julle nie julle knieë voor hulle afgode sal buig nie. Weet julle nou wat die verskil is? Ja. Vertel my gou. Jy sien, dis nie net die ouers se skuld nie, hulle kinders moet leer om julle ore oop te maak. Amen, yes. Julle kinders moet leer om julle ore oop te maak. Wat is die verskil tussen 'n regverdige en 'n onregverdige koninkryk? Regverdige doen nie reg werk. Die onregverdige koninkryk kyk net na homself. Homself regverdig vir wat hy doen.
Kom ek sê julle wat is 'n regverdige koninkryk? Die koninkryk wat afgesonderd is van die heidenswêreld. Ja, amen. Wil iemand stry? Kan ek julle wys? Dit is reg. Wat is wat is 'n regse koninkryk? 'n regse koninkryk. Ja. Weet niemand nie. Regse. Dis wat volgens die regte werk. 'n Koninkryk wat volgens die regte Aan watter kant van die Vader sit Yeshua? Hoekom? Want hy is geregtig. Nee, hy staan nie, hy sit. Dis reg, dis die kant van geregtigheid. Hoe kan jy dit staaf? Dit is die naam wat het sê, regtig. Nou die 10 gebooie. Jy sien, ons sal op 'n stadium, ons sou gister begin het, hierdie wonderlike regering van ons wat die Spaniërs in die kragstasies inneem, en dit vir ons bederf, want ek het dit ongelukkig nie gaan neerskryf nie, ek het op die stiek gehad, die Saterdag wat nou kom, sal ons dit ook nie, en die Kathy se mammie word dan begrawe, en ons sal nie hier wees nie. Die week daarop is 'n lang naweek, waarop ons gaan op 'n boereleierskamp, en dan van daar af sal ons dit Saterdag vat. Maar onder andere waarmee gedeel gaan word is vloeke, oor die hele spektrum. Oor die hele spektrum van vloeke. Waar dit vandaan kom, hoe om daarmee te deel, hoe om dit te breek en hoe om al van ons laat te bly. Maar die begin daarvan gaan ek julle vanmôre gee. Breek die eerste 2 gebooie en dan sal 'n vloek op jou kom. Wat is die eerste 2 gebooie? Jy moet God baie lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en die tweede een, en dan die tweede een, die naaste soos jouself. Nie die Nuwe Testament nie. Die Ou Testament. Waar dit vandaan kom, nee, dis die 5de gebod. Die tweede een sê jy mag geen gesnede beeld voor my aangesig hê nie. Hy sê nie jy moet eker maar hê, maar jy mag hom nie aanbid nie. Hy sê jy mag dit nie hê nie. Finish en klaar. So of jy nou in Boeddha glo of nie, as jy in jou huis is, is afloop. Dis jammer oor die ou tuis, Nieuwoud is nie meer met ons. Want hy het eendag gesê, hy sal net so groot in sy huis en voor ek iets kon sê, toe spring die vrou op en sê vir my, vervloek is jou huis. Wie van julle kan hom onthou? Ja. Dit is. Ek weet nie of hy toe 'n Boeddha beeld in sy huis gehad nie, maar na die tyd toe ek al kom toe, is daar nie toe een. Toe as die een gehad het, die pinne van hom ontslaag geraak. Wat is 'n onregverdige koninkryk? En wat sê hy wil doen? Wat Die sê? goddelike koninkryk nie, weet jy? Wat die God het in Alles gaan. Gemengde huwelik. Man en man, en vrou en alles in between. Wit en swart, en geel en groen. Jy moet afgesonderd wees tot die Here, sê Petrus. Dis Bybel. En totdat jy my kan anders bewys hieruit, gaan jy nie daai fight hê. Jy sien, ek is nie een van daai ouens wat kom 'n dingetjie lees en ek hoop ek is reg daaroor nie. Ek gaan maak seker ek is reg daaroor. Nie omdat ek reg is daaroor nie,
maar omdat God nie 'n leenaar is soos 'n mens wat kan lieg. Hy het jou wit gemaak omdat hy jou wit lyk. Jou erfenis behoort wit te wees, want dis hoe dit is. Jy het nie nou 'n painter geword nie, hoor. Ja, maar hier is dan nou weer in Afrika, hierdie ou wat getroud is met 'n swart vroukie en hulle het 'n fantastiese bediening. So sê jy. Ek dink die bediening sou beter gewees het as hulle gedoen het wat die Bybel sê hulle moet doen. Moenie met die heidene nasies meng nie. Moenie doen wat hulle doen nie. Jy sien Biliam gaan en hy die Moabitiese koning spoor hom aan om Israel te vervloek. En hy sê hy kan nie, hy spreek net seën oor hulle. En hierdie hou aan en hierdie Moabitiese koning raak kwaad. Uiteindelik sê hierdie ou vir hom, hierdie Biliam, sê vir hom, ek kan hulle nie vervloek nie, maar ek het 'n loophole. En die Moabiet onmiddellik sê, o, is dit? En wat is dit? Hy sê, die Here het gesê, dat hierdie volk nie met die heidene nasies mag meng nie. So stuur die dogters onder hulle in hulle met glorie. Poep, so val die pap op die grond. Daar loop hulle in die woestyn rond vir 40 jaar vir niks. Ja. Al in die ronde. Al in die ronde, na hele geslag vrek. Van die hele geslag gaan net Joshua en Caleb in hy land. Ja. En nou Biliam vrek ook. Ja, hy is doodgemaak. Omdat hy gedink het, I've got one on him. Wees baie versigtig. Wanneer jy begin dink, jy is in 'n posisie om vir God te dink. En dat jou wiskunde beter uitwerk as hy nou hulle doen. Dit doen nie. Hierdie hele debakel vandag oor was Adam en Eva wit of swart. As dit die geval was, hoekom is Yeshua nie in Nigeria gebore het? Ek vra man. Ek vra man net. Daar was 2 mense gewees, nie klomp. Die Bybel sê, ek het nou weer gesê, en God het die mens gemaak na sy beeld en gesien dat dit nie vir hom goed was om alleen te wees nie. Hy haal toe 'n rib uit hom uit en hy bou 'n vrou. Nie hy skep 'n vrou, leer gaan lees dit. Hy bou 'n vrou uit sy rib uit. Wat se kleur vrou is dit? Hoekom nie Chinese nie? Jy kan nie sê, en daar was nog nie daar gewees tot en met nou. As dat dalk was, het sy dalk die appel gelos en die slang gevreet. Dit het nou nie so uitgewerk. Jy sien net soos wat die taalverandering by Babel gekom het, was dit dieselfde met die rasse. Ja. Presies dieselfde. Hier is ons nou besig om mekaar dagga en stene te gee. Ek en Ricardo, wat jou wit is soos die Koran. Nou draai ek om, nou sê hy Indiër. En 'n kwessie van 'n baksteen neerlegging, skus, draai ek om en hierdie ou het 'n helse tuin weg. En nou praat jy ook nie wat jy praat nie. Ja. Dis nie wat my bang maak nie. Hy lyk heeltemal aan, ek kan sien dit hy, maar hy's groot fout. En die fout is nie net by hom nie, hy kyk na my en hy sien 'n aborigine. Ja. Pak swart met blonde hare. Lê jou eie stene, ek waai, ek gaan nou. Na die uithoeke van die aarde sê die Bybel.
goed moet jy kan tel om by daai sommetjie uit te kom? Hè? Baie eenvoudig bedoel. Alles wat van die toring afgekom het verander. En het sleg geword en het onder vloek geval. Maar moenie op gemak raak. Want daar's blankes ook daar afgekom. Dis waar die 13 elite bloedlyne vandag vandaan kom. Al jou koninklikes van Europa en die Wes en van die Ooste. Gaan doen 'n studie daarop. Ek gee dit as jy te wys om te gaan soek. So nou wat is die verskil tussen 'n regverdige en 'n onregverdige koninkryk? Die regverdige koninkryk gaan na die Here Afgesonderd van toe. God. Wat beteken dit? Ja. It's apart, turns from Ek gaan soek hom voor ek enige besluit. Yes. Soos wat Dawid gemaak het. Soos wat Hiskia gemaak het. Soos wat Hosea gemaak het waaroor jy nie so seker was nie. Hierdie was regverdige konings. Hulle het nie gesê, hoor hierso, kom ons stem of ons nou al hierdie hoë plekke gaan afbreek nie. Inteendeel, enetjie was 8 jaar oud gewees. Sy sê, kom, bring die battering rams, ons gaan die plekke nou demolish. Bring die boilermakers, ons die boude afsny dat hulle val. Niemand het toestemming gesoek nie, hy het gesê, kom, ons doen dit nou. En ek wil jou een ding vertel. Ek sê glad nie dat 'n vrou nie in 'n bediening mag staan of moet staan. Inteendeel. Dis die liggaam van Yeshua beroof as jy dit doen. Wat ek wel sê is, dis onbybels vir 'n vrou om in die hoof van 'n bediening te staan. Ja. Vir alles sê haarself nog al 'n titel ook gee. Wat millennia nie meer bestaan nie. Apostel van waar? Wat kwalifiseer jou? Weet jy wat is die antwoord wat sy gee? Die autoriteit van hemel en aarde. Ek dink ek sou liewer die autoriteit van die skepper van daai twee wou vat. God het 'n orde. En hy het nie jou toestemming nodig om dit te laat geskied nie. Ek weet nie wat die vrou nou gaan doen nie. Want haar hele plan het deur die mat geval. Omdat die man van God gehoorsaam was. En is. Hy laat my so 'n bietjie dink aan Elia. Toe die hoer Jezebel hom jaag. Holle in die woestyn en hy sê, Here, ek alleen hy dien nie. God sal jou terugstuur. Maar die goeie ding is toe hy teruggaan. Toe gaan hy deur 'n grot. Ondervinding. En daarna is hy nooit ooit weer dieselfde. Nooit ooit weer. Wat is sosialisme? Van watse koninkryk is dit deel? Of kom ons sê sosialisme en kommunisme, van wat is dit? Russia. What? Communism gets practiced in Russia. No, not what way it's practiced. Lees mooi die vraag. Wat is dit? Want as jy vir my sê dit word in Russia gepraktis, maar jy weet nie wat daar gepraktis word nie, dan die paps op die vloer. Doen dit alles wat jy Dis wil. rasisme teenoor ander nasies, JP. Dis rasisme teenoor ander nasies, kommunisme.
Onder andere nie regtig nie, want jy kry meer swart as wit kommuniste. Pastoor, dit is met daai tipe van parlemente, die president and so on. Basically, in a short nutshell, it's everything for the state, minimum for the people. That's communism. Ja, dis kommunisme. Ja. Communisme. Sosialisme is elke ou vir homself, jy moet doen wat jy wil. Hulle glo nie in God nie, Dis communisme. ek verkeerd. Nommer 1 is hulle is ateïste. Ja. Nommer 2, met sosialisme, almal kry, man of jy nou niks doen en of jy 'n rocket bou, jy kry dieselfde pay. Of jy nou lui is of fliks is of wat. Kommunisme is presies waar ons nou beweeg. Ou Schwab, wat is sy naam? Nee man, Schwab, van die UN. My magtig. Maar hy is so 'n ou ding wat lyk of hy het 'n slakse dop uitkry. Hy staan op en hy sê, you'll have nothing but you'll be very happy. Nee, I'll have nothing and I'll be very happy. Kom ek jou een ding vertel. Dit het op hierdie grond voorgewerk. En as een van hierdie piesangs uit hierdie gehuggies uit die onderkom en dit wil vat, want dit is nou syne, want hy's happy, gaan hy nie baie happy waai as hy. Dit is ongoddelik. Die heel eerste plig van 'n kind van God is wat? Om sy familie te beskerm. Die heel eerste vereiste van 'n kind van God af is wat? Nee, dit is die Bybel. Die sweet van die aaks of sê jy weet en water. Daar's dit. Ja. Nee, dan moet jy geen afgode hê. En dan die tweede een is, jy mag geen afgode hê nie. Waar kom naaste liefde vandaan? Dit kan ook 'n afgod wees. Wie is jou naaste? Die wat saam met jou God dien. Ou Piet publiek. Nee. Hy is jou vyand die wat nie God dien nie. My naaste is die wat die almagtige skepper van hemel en aarde saam met my dien. Wat hulle glad genoeg het om my te konfronteer en te sê van 'n merwe jy wat nou verkeerd. So staan geskrywe. Dan moet ek vir jou kan sê ek is jammer en ek moet dan voor die gemeente kom sê ek is jammer ek het julle verkeerd geleer, maar dit is wat daar staan. Dis jou naaste. My naaste is nie Cyril Ramaphosa nie. En hy kan bly wees, hy's nie my neighbor nie. Julle weet wat die verskil. Die neighbor is jou buurman. Ek kom nie noodwendig reg met my buurman. Of hy met my nie. Inteendeel, dat op 'n kol het 'n ou my geïrriteerd, toe kom hy in my hek toe sê, hy staan en maak 'n garage, sê, ek loop uit, hy sê, oom ek het 'n pyn, ek sê, maar hoor ek gee die ou 'n Grand Park besig om iets te kyk op TV. En ek loop. Jy pyn het gaan sien 'n dokter. Sy wil gebed hê, kom sien my. Nou wat voor al die ander gebooie moet jy wees voordat jy by hulle kan uitkom? Hè? Ek sê wat? Naas die Here jou God lief hê met jou alles moet jy wees voordat jy by die ander gebooie uitkom.
Nee, ons is ook klaar daar. Ons sê nou ons het hom lief met ons hele hart, ons hele verstand, gedagtes, drome, denke, alles. Wat is die bewys daarvan? Voordat jy enigiets anders kan doen. Voordat jy besluit om met jou buurman se vrou te gaan log. Of jou ander buurman se vrou se klere van die wasgoedlyn af te steel. Of sy spaarwiel te steel. Of sy kaart te steel. Jy moet die gebouwe onderhou. Wat moet jy doen om daarby uit te kom? Daar is een besluit wat jy moet neem. Om te bewys dat jy die Here jou God lief het met jou hele hart. Dan sal jy die Here volg. Wat? Repentance voor jezelf. Dit kom aan, alles na. Die gewoonte onderhou. Hoe gaan jy dit doen? Je mag niet moorden, je mag niet stelen. Hoekom nie, maar Jezus sê? Daar is een ding wat moet plaasvind voordat jy enige van dit onderhou. Jy kan maar die skrif lees. Kom ek jou gou iets sê, jy gaan nie na die skrif kry nie. Hierdie is die verborgenheid wat geopenbaar word in die kerk vandag. En dit is nie 'n nuwe openbaring nie. As ek jou nou gaan sê, gaan ek jou wragtig met 'n natvoors klap in die weg. Wat moet jy doen om te kwalifiseer in Eksodus 20? Gehoorsaamheid. Nader, net nader. Gehoorsaamheid, jy. Wat is dit? Jy moet om te luister wat God vir jou sê. Jy wat die kerk vandag som jou gaan stem nie, hoor. Kerk vandag gaan vir jou sê, jy gaan my vat net seker. Jy kan nie bly soos jy is. Luister vir mooi vir my. Jy moet 'n patriot. Ja. Jy weet nie wat 'n patriot nie. Steek op jou hand. Wie weet nie wat 'n patriot nie? Weet jy wat 'n patriot? Hoekom is jou hand daar? Wie weet nie wat 'n patriot nie? Steek op jou hand. Pedro, wat is 'n patriot? Steek op jou hand. Wat is 'n patriot? Jy is 'n ambassadeur van jou wat jy glo, wat jy Nee. Gaan julle almal nou julle hande opsteek en maar eerlik wees. Weet jy wat 'n patriot? wat staan vir sy geloof. Weet jy wat 'n patriot? Steek op jou hand. Steek op jou hand, jy weet nie. Steek op jou hande, jy weet nie. 'n patriot is iemand wat sy land liefhet. Amen. Die land wat die Here jou God in jou gegee het, jy lief. Wat is die kentekens van 'n patriot? Liefde eerste vir God. Ja, amen. En dan Vir sy volk en God. vir sy volk. Nee, God is eerste. Dan vir sy volk. En dan sy vaderland. En dan sy moedertaal. En dan sy kinders. Want as jy nie die ander het, kan jy niks vir jou kinders doen. As jy nie 'n land het, waar toe gaan jy met jou kinders? As jy nie 'n taal het, wat gaan jy vir hulle sê? Ja, dan met hulle kan praat. Presies. Jy sien die kerk het te vertraag geword om te dink vir onsself. Hierdie hele apartheidsding. Nou maar hoekom sit ons in so 'n penarie? Want ons het nie ons belofte. Ons gelofte aan God betaal. Dit is so simpel so wat dit raak. Maar die profeet kom en hy sê,
Maar daar is 'n klein, ellendige, swak ou volkie, wat skuil by die naam van die Here. En vir hulle is daar. Vir hulle is daar. Jy sien, alles kos 'n prys. Daar was nie 'n goudtrein tussen Egipte en Jerusalem. Dus die kom het 'n bietjie langer gevat om daar te kom. Nou wat maak ons anders as die Israeliete? Hulle is nou net deur die Rooi See, hulle kom nie aan die ander kant, hulle sê nou is niks om te drink of te eet, kom ons verrek. Is ontevrede. Jy weet wat, daar was duisende jare terug geprofeteer, dat as julle hierdie ding doen, sal daar 'n mense wat nie soos julle lyk, wat julle nie kan verstaan, oor julle heers. Dis wat nou gebeur. Jy sien, elke Sondag word daar hierdie soetsappige snerk vertel van God is liefde. Kom ek jou 'n ding vertel, God is liefde. Perfek, maar perfekte liefde vereis perfekte hart. Hy sê, word vernuwe in die gemoed van jou verstand. 'n vyand van God, 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. En as jy 'n vyand van God is, hoor my lief, hy kom om jou uit te haal. 'n Assiriese koning trek op teen Israel. En in een nag sterf daar 185.000 mense. Mans. Wie van julle het al ooit soveel mense bymekaar gesien? Nergens. Nie by 'n sportbyeenkoms nie, nie by 'n rockkonsert nie. Nergens het julle al soveel mense bymekaar gesien. Vir een doel. Hulle vrek in een nag 185.000 mense. Die koning gaan terug en hy skryf van hoe lank hy Israel gevange gehad het buitekant die Suidmuur. En hy word vermoor deur sy eie 2 seuns. Kom ek julle iets vertel, boervolk vol vrees. Dis wat vandag gebeur. Hierdie klomp barbare kom besweer jou en vergelyk ons God met hulle gode en voorouers. Dis wat hy verkeerd gedoen het. Want hy het gestaan en gesê, hoeveel volke en hulle gode het ek al verwoes? En toe hy God se naam in daai sin sê, toe is dit klaar. Toe is dit klaar. Nineve was nie meer. Almal weet, hier kom 'n ding, hier kom 'n ding, hier kom 'n ding, hier kom 'n ding. Hoor ek nou al so siek vir dinge wat kom, ek weet nie meer wat kom en wat gaan nie. Want elke ou wat vir my vertel, staan my en vertel sonder 'n Bybel in die hand. Hierdie Bybel, hierdie skrif, het meer skrifte in die Ou Testament, vir al die profetiese boeke, wat verwys na Suid-Afrika as na Israel. Sit dit in jou pyp en rook het. Hoekom? Ek weet nie, ek het hom nie geskryf, God het hom geskryf. Hy sê in 2 Timoteus 3:16, alle skrif is deur God se gees ingesit. Geïnspireer. Jy vra my nie. So of jy kom om 'n debat of 'n argument te voer, bring hom saam. Bring hom saam. Ek wil jou net waarsku.
Dit het nog nooit goed geëindig vir die ou wat teen dit praat. Hoor my. Ons het die land gesteel, ons het die land gekoop. Daar's gedokumenteerde bewys daarvan. Hulle het nou nie monetêre waarde geken nie, maar ons het geruil aan. En dit was nie Jan van Riebeeck nie. Meer as eeue voor hom was dit Vasco da Gama en Francisco de Almeida. Dit was die Portugese geweest. Wat eintlik dan nou meer reg het as die Franse en die Hollanders en die ander kaaskoppe, ek weet nie. Maar hulle het beskaafd en beleefd hiernatoe gekom en gedoen wat hulle moes doen. Op die regte wyse. En verstaan my mooi, ek sê nie daar is niks fout met die boerevolk nie, as alles fout met die boerevolk. Nommer 1 sê ongehoorsaamheid aan God. Nommer 2 sê gebrek aan kennis oor ander volke wat hiernatoe gevlug het as gevolg van hulle geloof. Dit was nie net die Franse hier genoot. Daar was Hollanders, Nederlanders, Duitsers, Franse, Portugese, lang voor almal. Maar jy sien, hy praat van die wat afgesien van of hulle Afrikaans praat of nie, boereharte gaan ontwikkel. Daar sit 'n Skotse boertjie. Is jy? Ja. Daar sit 'n Poolse boertjie. 'n Poolse boertjie. 'n voormalige kommunistie. My hele lewe lank het ek al vriende wat Portugese is. Wat as jy met hulle sit en gesels, dan hoor jy die patriotisme teenoor of in vergelyking met ons land teen ander lande. Inkluisend hulle self, want hulle verwerp die katholieke geloof wat in Portugal ryf is. Portugal, Spanje, jou hele ooste, hele weste, Europa. Nou maar wat van die Israeliet? Wat van die Israeliet? Huh? Hoeveel Israeliete is hier vanmôre? Israeliet, nee, ek sê Huh? Almal is Israeliete. Is dit? Ja. Wys my jou ID-boek ek sien. Afrikaans. Wys my jou ID-boek ek sien. Israelites na die Here en soos ons ook as boere. Nee. Israel is 'n volk. Ja. Die boere is 'n volk. Maar die Israeliete het gegaan en ooreenkomstig die belofte wat God aan Abraham gemaak het, 'n seën geword vir alle nasies. Dis nie die klomp Zioniste wat vandag in Jerusalem sit nie, hoor. Terroriste vir alle praktiese doen. Daar is baie min volke, baie min nasies, baie min mense op hierdie planeet wat nie ten minste 'n swempie Israeliese bloed in hulle het. En dit gaan vir alle rasse. Die verskil bly nie, jy bly die ras wat jy is. Daar is 'n rassevloek by Babel uitgespreek deur God, waarin jy niks kan doen. Kan 'n swarte gered word? Ja. Kan hy regeer as 'n koning? Nee. Nee. En as ons daaroor wil stry, sit die Bybel een kant en gaan kyk TV.
Hulle vernietig, verwoes alles. Dit waarin hy vat, verander in riool. Dit is so. Gaan kyk na die Chinese se wreedheid. Gaan kyk na die Russe se aanhanging van afgode. Gaan kyk na die rooiheide se okkultisme. Wie weet nie wat die rooiheide is, die rooi Indians van Amerika. Gaan kyk na die Indiërs in Indië. 300 miljoen gode, dit was 10 jaar terug se count gewees. Magtig, ek weet nie hoe die boek van daai gebed. Ek wil nie begin wonder nie, ek sê julle besig gou hier vir 'n maand. God vir elke dingetjie. Of is daar van julle wat al hier was van tevore? Nee. Dalk was jy 'n perd. Kom jy terug as 'n blommetjie. Daar waar die perd gemors het. My uitsluitlike bediening is aan God nommer 1. Nommer 2 is ek is 'n adviserende wapendraer van leiers van die boervolk. Nommer 3 ek is herder van die skapies wat aan my toevertrou is, dit julle. En sou enige leiers, een van julle se lewens kos. Ek is oor die afgelope paar jare al gesê dat ek die karakter van 'n leeu. Hierdie kan ek voor God sê, ek vrees niks, behalwe God. Mense wat hier sit vanmôre, vir wie ek nie 2 keer, en ek sê hierdie nie ligtelik nie, verstaan my mooi. Jy sit eers. Ek sê hierdie nie ligtelik vanmôre nie. Hier is mense wat hier sit vanmôre vir wie ek nie 2 keer sal dink om my lewe voor te gee. Hier is van julle wat vir wie ek sal sê, jong, ek hoop jy het dit. Ek hoop jy kan jouself handle. Ek bid vir jou. Maar ek gaan nie in die gap staan. Waar ek die vrug van die Gees kan sien, is daar lewens op die spel. Dit is hoekom ek baie kieskeurig is om vir gebed te vra sommer net van elke Tom, Dick en Harry. Ons die gesprek woensdaand gehad. Mense wat my sê, hoorie, ek bid vir jou. Hoorie, moet liewer nie. Ek weet. Nommer 1 is ek weet nie of jy bid nie, ek kan ook staan en leef. Nommer 2 is ek weet nie wat jy vir my bid. En ek weet nie of ek wil weet nie, so kom tot bekering en gesels ons weer. Word wedergebore en gesels ons weer. Maar tot dan, werk jou eie heil uit in vrees en in beeming voor 'n lewende God. Want jy staan so voor. Is daar enige vraag? Enige iets wat iemand wil sê? Yes. Ek het al gehoor mense wat nou die Here dien en dinge. Hulle sê as jy nou soos ornamente het in jou huis, moet jy van dit ontslaa raak as jy die Here dien, want dit is 'n afgod. Is dit nou werklik so? Hoekom vra jy my? Kom ek sê jou by wat se kode, of een van die kodes waarby ek lewe. When in doubt, cut it out. Ja, want ek het ornamente, tog ek, maar dit is nonsens. Wow, Ek maak mos nie 'n afgod van die ding. Kom ek jou so antwoord. Hy's 'n versiering. Kom 'n ornament, nie 'n instrument nie. Hy gather net, hy maak stof. Jy moet hom optel en skoonmaak om hom terug te sit. Kom ek jou gou 'n ding vertel. As jy worry oor 'n ding hier, het jy iets om omtrent dit te doen. Verstaan julle wat ek sê? As ek verkeerd is, het jy niks om oor te worry nie.
As ek reg is, het jy alles vir my. En ek lewe my lewe by hierdie. Klaar. Hierdie ouens wat met hulle kruisies aan die speeltjies in hulle karre hang. Dan sê hy 'n kop aan kop botsing, dan moet hulle sy skerel oopsny en die kruis uithaal. Dis vertraag. Kruis om jou nek. Weet jy wat is 'n kruis? 'n Kruis is die moordwapen wat my Christus vermoor het. Jy verstaan nie wat 'n kruis is nie. Hy sê nie moet hom aan 'n ketting in jou nek dra nie. Jy moet hom op jou rug dra soos wat hy hom gedra het. Na 'n heuwel toe met die doel om op hom te klim en te sterf. Dis wat 'n kruis is. Hoekom vra jy my? Wat jy? Wat jy wil dra. Gaan vra jy so wat wil hy. Hy het nie 'n silwer kruisie so gedra. Of 'n goue kruisie. En ek na jou nie. Hy het 'n boom gedra. Vir jou. Moenie maak soos 'n Peluka ou Joyce Meyer wat op 80 wil 'n tattoo op haar rug gaan sit met 'n kruisie wat sê I belong to Jesus. Which Jesus are you talking about exactly? Die een wat sy naam se waarde 666 is. Wie dit geweet? Die numeriese waarde van die naam Jesus is 666. Ek kan dit vir jou wys. Sy naam is Yeshua. En as jy jou gaan skaam vir sy naam voor mense, gaan hy hom vir jou skaam voor sy Vader. Amen. En hy gaan vir jou sê, "Gepat, ek het jou nooit geken nie." Nee, die regte vertaling sê, jy maak my so siek ek wil braak. Ek wil jou uit my liggaam uitkots. Dis wat die oorspronklike taal sê. Jy het so laf geword, sê die Here. Was jy maar warm of was jy maar koud? Nou is jy lou, ek kan niks meer jou doen nie, man. Gepat. Gepat. Jy is useless. Almal happy. Amen. Regtig. Ek het 'n vraag, hè. Ek het 'n portret in my huis, nee. Maar weet van die portret. Maar daar sê sy sien iets verkeerd met die portret, nie. Maar ek voel dat daar's iets van 'n portret wat my baie pla. Nou as ek jou pla raak en vla van die vyand. Amen. Simpel. Simpel. God se gees krap nie aan jou wat jy niks het om te doen. Ja. As 'n ding jou pla raak, ontslaaf van hom. Lewe skoon voor God. Jy sien, en hiermee gaan ek afsluit. Jakob het sy gunsteling vrou. Hy het 7 jaar vir haar gewerk, toe kry hy die oustes, wat nou nie so oil painting was nie. Volgens die Bybel. Hy kry toe nou vir Lea. Maar hy werk toe nou nog 'n 7 jaar. Vir Rachel, sy liefling. Jong, en hy's bang hierdie Laban laat hom weer indoen. En hy vat sy mense en sy goed en hy trek soos 'n dief in die nag. Terwyl Laban somewhere kuier. En uiteindelik Laban kom terug en hy sien hulle is weg. En hy haal hulle in. En hy sê vir Jakob, wat het jy gedoen? Hy sê, wel, ek het my en myne gevat. En ons gaan terug na die land van my vader toe. Laban sê vir hom, hoekom het jy my huisgode gesteel? En natuurlik weet Jakob niks daarvan nie. En hy gaan spreek onwetend
'n vloek uit op sy liefling vrou. Hy sê, laat die een wat dit gevat het sterwe. En by geboorte het sy gesterwe. Toe sy geboorte gee, toe sterwe sy. Omdat sy die vuil ding gevat het en saamgevat het. En stil gebly daaroor. Dis wat ons maak. Niemand weet mos as ek porn kyk nie. Niemand weet so. Ek doen niemand se kade nie. Jy is besig om jou hele intellek te verander. Jy is besig om plek te maak vir 'n hoeregees. Vir 'n vloek om werklikheid te word. Amen. Hy het niks daarvan geweet nie, tog het hy die vloek uitgespreek. En dit het gebly staan, want hy het nooit die vloek gebreek nie. Hy het nie eers, lees ek vir haar verduidelik wat die probleem daarmee was. Maar tog het was sy liefling vrou. Dat dit sy liefling vrou is, daar's niks daarmee fout nie. Maar as jy weet, daar is 'n ding wat verkeerd is, raak ontslaaf van die ding. En weet hoekom jy dit doen. Dis dit. Dis dit. As 'n ding jou pla, raak ontslaaf van. Ek weet nog iets is, ek kyk altyd in my huis, loop ek rond en kyk of daar nie iets ingeslyp het nie. En met dit kom die mag van die duiwel. En maak seker dat ek nie daaroor nie. Dit sluip. Dit moet jy gereeld doen. Dit is soos 'n slang. Mense loop in jou huis in en hulle vergeet per ongeluk iets daar. Ja. En dan is hulle te smart om te sê hulle dit nou vergeet, dan sê hulle, mocht jy een wat hom het, vrek. Nou raak ek siek en ek weet nie hoekom nie, want daai Poloka het ek 'n stuk gemors in my huis gelos en ek dink ek het hom besteed. Hy is in my besitting, so. Laat die een wat hom het vrek. Moenie met jou gemors in my huis inkom. Moenie. Want ek is nog een van daai wat glo in die Ou Testamentiese beginsel van stuur die vloek terug van waar hy vandaan kom. Met rente. Nog iets? Ek het nou weer nog, dit was omtrent 2-3 maande terug. Het ek 'n bokstelevisie persent gekry. Hy was nie binne 'n weekie gewees en hy het my gevra. Toe het ek hom verwyder. En ek geweet, as nie, daai ding moet nie in my huis, in my woonstel wees nie, want dis nie plek vir God. Dit daai ding nie, glad nie. So kom maar, ek hou nie van 'n televisie nie. Hoe kan ek sê, ek haat die TV eintlik. Ek haat hom. Ja, en jy weet, want ek het glad nie 'n televisie in my woonstel nie. Kyk, televisie is 'n vuil ding as jy hom gebruik vir die verkeerde redes. Ja. Ek kyk glad nie contemporary TV nie, wat is dit? DStv. Inteendeel. Ek kry nou nog, ek begin oor 'n tyd SMS'e te kry, dat ek skuld die SAI, of wat dit even nou is, soveel en soveel vir 'n lisensie. En ek kok het 'n dowe, magtig op 'n kol, word ek nou nie lekker wakker die oggend. En ek reageer op die e-mailadres. En ek sit nie daar, don't call me again. Hulle wag nie 'n weekie, daai selfde dag bel hulle my. Mr. van der Merwe, ek sê ja. What is your ID? Ek sê, wat die maak my ID number? I can't talk Afrikaans. Ek sê, kry iemand wat Afrikaans kan praat. Ek kan Engels praat, goed.
Ek sê kry iemand wat Afrikaans kan praat. Sy sê, die license van die TV. Ek sê, wat is die TV? Wat is die TV? Hoe weet jy ek het die TV? Het jy aerial hier buite gesien? Het jy Google Maps? Kyk of jy aerial sien hier buite. But you are in the... Ek sê, ek weet nie wat jy sê nie, praat Afrikaans. Jy skolt ons, ek sê, ek skolt jou nek. Sy sê, maar why het jy nie die license? Ek sê, want, kom ek het nou vir jou mooi verduidelik. Jy koop 'n smart 2 meter televisie. En jy betaal jou TV license. 'n clear TV, high definition, weet jy wat dit? Yes, hy sê. Ek sê, maar ek sien net swart op hom. So ek wil hom nie hê nie. En intussen is die rekening nou al 2 keer verdubbel in 2 maande. Kom al jou geld. Kom al jou geld die boer wou gee. Meneer, as jy enige screen in jou huis het jy het. Ja, maar jy is gekoppel. Ek het screens voor elke venster in my huis. Hulle wil nou die mense belas wat solar panels het. Ja. Kameras. Hoe vertraag wil jy raak? Wie gaan daai mense betaal om al daai opnames te doen? Jy? Met die 60 miljoen wat jy in die matras wegsteek. Nee man, kom aan. Ja, hulle sê ons gebruik die son op ons moet en dan moet belasting jy om die son. Om 'n lang storie kort te maak, my oorlede pa het gesê al gee jy 'n appelgoue ring bly nog 'n stupide ding. Kom ons sluit af. Almagtige Jahowah, liefling Vader in die hemel. Ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om soos mense, stofmense voor U te kan kom en mekaar te kan geniet en deur die Gees gevoer te word. Here, ek dank U dat U woord nooit U lippe verlaat en ledig terugkeer sonder dat dit gedoen het waarvoor dit uitgestuur is nie. Ek bid, Vader, dat die opbrengs van hierdie woord wat uitgegaan het vanmôre baie en goeie vrugte sal dra. Ek dank U dat U my altyd hoor wanneer ek bid. In die naam van my liefling Yeshua. Amen. Amen.